Goeiemôre geliefdes en baie hartlik welkom by hierdie geleentheid van ons. Dis eksamentyd. Die jacarandas blom en iewers hoop ons 'n blommetjie val op my kop wat ek mag deurkom. So hierdie boodskap is spesifiek vir ons ouers en ons jong mense wat in eksamentyd is. En omdat dit eksamen is, kom ons ontvang die seën van die Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader in ons Here Jesus Christus en deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. So Here, ons bring hierdie eksamentyd na U toe, al die stres, al die pressure. U sê U juk is sag en U las is lig en ons bid dat hierdie goeie tyd mag wees. Ons bid vir onderwysers en vir skole. En dankie dat U vir ons verstand gegee het, Here, en dankie dat ons dit mag gebruik. En ek vra dat U kragtig sal werk in ons midde en vir ons helderheid van verstand sal gee. In U naam. Amen. Amen. Ja, so ek wonder of jy weet wat die Bybel sê oor eksamens. En ek begin sommer met aanhaling uit Psalm 119 vers 143 in die New Living Translation. As pressure and stress bear me down, I find joy in your commandments. Soos wat die pressure en die stres en die druk toeneem, is dit 'n dissipline wat ons moet leer om ons joy in die Here te vind. The joy of the Lord is my strength. So wanneer ek moeg voel, ek het hard gewerk, ek het baie opsommings gemaak, ek het baie klere gebruik, moenie vergeet om tyd met die Here te spandeer nie en bid vir jou eksamens. Bid dat die Here jou sal lei, dat hy vir jou sal krag gee. Die Here is nie net Here van Sondae nie. Hy is ook die Here van die hele lewe. Hier binne en daar buite, oral waar ons gaan. Die volgende ding wat ek met jou wil deel is dat die Here, die gawes wat die Here gee, is nie net preek of bid of om die Bybel te verstaan nie. Die Here gee gawes vir ons om prakties te wees in hierdie lewe. So in Eksodus 35 vanaf vers 31 staan daar: die Here het vir Basaliel toegerus met sy gees sodat hy vaardigheid kon hê, insig en verstand om enige werk te kan doen, ontwerpe te maak in goud, silwer en brons, edelstene te verwerk en te monteer, en dat hy houtwerk kan doen. Hy sal enige werk kan doen. So wanneer Moses besig is met die tabernakel, dan seën die Here vir Basaliel met sy gees om prakties te kan wees. Die Here is nie net 'n Here oor verlossing en genade en sulke tipe goeders nie. Hy is ook Here oor wiskunde en oor wetenskap en oor atome en oor biologie. Dis alles syne, hy het dit gemaak en daarom wanneer ons daarmee besig is en wanneer ons mind kan apply op die wêreld wat hy gemaak het, is ons ook besig om die Here te dien. Eksamens is nie minder spiritual as om te bid byvoorbeeld nie. Die volgende ding wat ek met jou wil deel, kom uit Psalm 33. Die Here kyk uit die hemel uit en hy sien al die mense van die plek waar hy as koning sit, sien hy almal van hulle wat onder op die aarde woon. Dit is hy wat hulle verstand gevorm het en wat al hulle werke deurgrond. So ons is ook accountable oor die werk wat ons doen. En as ons eksamen skryf en ons is besig om ons verstand te ontwikkel en dit te groei, dan is dit ook iets waaroor die Here is en waaroor hy koning is. So dis 'n voorreg dat ons mag eksamen skryf, dat ons mag na skole toe gaan wat goeie skole is. Dat ons mag leer en groei. Baie keer as jy jonk is en dink jy, wat 'n slep, hierdie is so aaklig, ek wil nie nou leer nie. Maar actually is dit 'n voorreg dat jy jou mind mag ontwikkel, dat jy mag leer hoe om te dink en jou verstand is 'n gawe wat die Here vir jou gegee het. En om jou verstand skerp te maak, om jou verstand te leer hoe om dinge te absorbeer en hoe om dinge weer te gee, dis 'n awesome voorreg in hierdie lewe. En dis 'n skill wat ons nog baie gaan gebruik in hierdie lewe. So dit is nie so boring en so aaklig soos wat dit vir ons voel nie. Want om mens te wees, om beeld van God te wees, dit is heilig en dit is awesome. So sterkte met julle eksamens. In 1 Kronieke 29 vers 11 staan die volgende: die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U. Ja, alles in die hemel en op die aarde. Aan U, Here, behoort die heerskappy. U is bo almal verhewe. So alles behoort aan die Here, nie net die hemel nie, alles op die aarde ook. En hoe dinge op die aarde werk, God het dit geskep met orde. Dit pas in 'n sekere manier in. So hy is Here oor taal, hy is Here oor wiskunde, hy is Here oor geskiedenis, hy is Here oor aardrykskunde, oor wetenskap, noem maar op. Wat ons ook al kan noem, dit is die Here se.
En die dinge wat God gemaak het, het hy gemaak om hom te verheerlik. So wat 'n voorreg dat ons mag leer om die wêreld te ontdek. Dat ons mag leer om te leer. En mag die Here dit seën en mag ons dit goed doen, mag ons dit tot sy eer doen. Die laaste ding wat ek met jou wil deel kom uit Kolossense 3 uit. En dit gaan oor slawe, maar hier's 'n paar beginsels vir ons om ons te help op ons pad vorentoe. Slawe, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle raak gesien te word en so in mense se guns te kom nie, maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Wow, wat 'n amazing gedeelte. Slawe in daai tyd was besittings gewees van hulle eienaars. Hulle het heeltemal aan hulle eienaars behoort. En wat die Heilige Gees vir Paulus lei om te sê, is doen jou werk goed. Sit jou hart in dit in. Maar doen dit vir die Here, nie vir mense nie. So as ons eksamen skryf in die eerste plek, gaan dit nie oor my juffrou of meneer of my maats of my ouers of wat ook al nie. Dit gaan in die eerste plek oor die Here. En doen dit vir hom, maak dit an act of worship. En die tweede ding is, wat Paulus sê, doen dit van harte, gaan voluit, geniet jou jongmenslewe, maak jou opsommings rus, luister musiek, gaan na partytjies toe, enjoy dit, maar doen dit vir die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ja, Here, dankie dat U die eksamen van die lewe vir ons kom skryf het. Ons wat dit altyd sou pluk, dankie dat U die memorandum vir ons gebring het in Jesus Christus aan die kruis en deur U opstanding. En dat U die antwoord is op al die vrae van die lewe. Ons loof U vir dit. Ons bid vir hierdie eksamentyd, ons bid vir ouers vir geduld, ons bid vir jong mense vir deursettingsvermoë, ons bid dat U ons sal lei, ons bid vir ons skole en onderwysers en ons gemeenskap, ons bid vir ons land, Here, dat U dinge vorentoe sal neem. En dankie dat U net soveel Here is oor wiskunde en wetenskap as wat U is oor Sondag en oor worship. Ons bid dit alles in U naam, Jesus, ons Here en ons Koning. Amen. Amen, amen, amen. So, kom ons loof die Here saam, kom ons sing Do It Again. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but You have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for You have never failed me yet. Your promise still stands, great is Your faithfulness, faithfulness. I'm still in Your hands, this is my confidence, You've never failed me yet. I know the night won't last, Your word will come to pass. My heart will sing Your praise again. Jesus, You're still enough. Keep me within Your love. My heart will sing Your praise again.
promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. En jy sal kan suksesvol wees, jy sal die Here kan dien, ook in jou eksamens, want die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is by en met ons. Amen, amen, amen. Baie seën vir julle. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n